Romeine 6 vers 1 tot 4 hoor ons dat dit heeltemal onmoontlik is dat ons kan aanhou sonde doen nadat Christus ons in sy genade aangeraak het. Om dit te verduidelik word gesê dat gelowiges in die dood van Jesus Christus gedoop is, sodat ons saam met hom kon opstaan tot 'n nuwe lewe. Die woord wat hier na die doop verwys, is die eerste keer in so 200 voor Christus gebruik om te beskryf wat gebeur met 'n vrug wat in piekel ingelê word. Eers word die vrug in warm water gegooi en dan in 'n asynmengsel ingelê. En die asynmengsel verander dan die vruggie dat hy heeltemal iets anders word as wat hy was. Die boodskap daarmee is dat as ons in die dood van Christus gedoop word, dat ons hele lewe verander. Ons is daarna nooit weer dieselfde nie. Ons verbintenis aan Christus verander ons hele lewe, sodat ons saam met hom uit die dood opstaan tot 'n nuwe lewe in hom. Vir die vruggie wat gepiekel is dit onmoontlik om daarna weer 'n vars vruggie te wees. Net so kan ons op geen manier met ons ou sondige lewe aangaan, as ons deur Christus vrygemaak is en hy ons lewe nuut gemaak het nie. Die ou sondige lewe is vir ons heeltemal verby. Verstaan jy wat Christus vir jou gedoen het? Hy het vir jou 'n nuwe lewe gebring en jou ou lewe is nou werklik verby. Soos Johannes 3 vers 3 sê, jy is nou deur die werk van die Heilige Gees nuut gebore. Die Heilige Gees maak jou lewe nuut en soos 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, die ou lewe is nou verby. Is jou ou sondige lewe vir jou verby? Of wil jy nog die pad van sonde loop? Dis doodgewoon onmoontlik om aan te gaan op jou ou pad, as jy in die dood van Christus gedoop is en saam met hom uit die graf opgestaan het. Dink jy kan gered word as jy jou rug draai op die nuwe lewe in Christus?